kan jy gerus ook blaai na Deuteronomium, hoofstuk 27. Nou hou jy jou vinger daarin. Ek gaan dit nie dadelik lees nie, maar ons gaan dadelik daarby uitkom. Dag later. Net 'n bietjie agtergrond voordat ek lees. In hierdie hele boek van Joshua lees ons hoe God na soveel jare die land gee vir sy volk wat hy destyds al aan Abraham beloof het en hoe sy volk die land in besit neem. Reeds in die reis, in die Exodus reis deur die woestyn van Egipte af, het God baie duidelik gewys hoe genadig hy is in sy barmhartigheid en hoe hy hulle versorg. Maar hy het ook baie duidelik vir hulle laat verstaan dat hy nie ongehoorsaamheid en ongeloof duld nie. Ons het daai selfde gebeure sien afspeel by Jerigo en by Ai. Jerigo se magtige mure het voor God se almagtigheid in mekaar getuimel en Israel het sonder stamp of stoot in die stad ingestap en dit ingeneem. Maar toe was Akan ongehoorsaam en hy het van die bangoed wat aan God behoort het, het hy uit Jerigo uit vir homself gesteel en daarmee het hy die hele Israel onder God se toorn gebring. Maar hulle moes toe vlug vir daai ou klein stadjie Ai. Maar toe hulle Akan en sy sonde uit hulle midde uit verwyder het en daarvan ontslaag geraak het en hulle weer suiwer aan God se kant was, gee God die stad Ai vir hulle heeltemal in. Hy gee dit aan hulle oor en hulle oorwin. Dis hier is 'n patroon. En hierdie patroon wat hier gebeur het, pas presies in by daai boodskap. Onthou julle die seun van God, Christus, wat in die gedaante van 'n soldaat aan Joshua verskyn het voordat hulle Jerigo ingeval het. Toe het hy daar vir Joshua mooi laat verstaan dat hy nie aan Israel se kant is nie en ook nie aan die Kanaaniete se kant is nie, maar dat hy met die leermagte van God onder sy bevel, dat hy aan God se kant is. En wanneer hulle dan aan God se kant is in gehoorsaamheid, dan gee hy voorspoed en oorwinning. Maar as hulle teen hom draai in ongehoorsaamheid, dan volg die teenspoed. Daardie verhouding het al begin met die verbond wat God met hulle gesluit het in Sinaï in die woestyn. Hy het hulle gered uit Egipte uit. Heeltemal uit genade. Hy het hulle gered en daarin, nadat hulle vry is van die slawerny van sonde, kom hy en hy sluit met hulle 'n verbond. Hy gee vir hulle al sy wette. En dan het hulle die keuse om dit te gehoorsaam, om hom te dien. En hulle kies juist dit. Hulle kies om hom te gehoorsaam want hy is hulle redder. Hy waarsku hulle van die gevolge wanneer hulle nie gehoorsaam sou wees nie. En weer 'n keer kies hulle om in die verbond met hom te wees. En dan doen hy verder presies wat hy gesê het in sy verbond. Hy's getrou aan sy woord. Hy gee voorspoed wanneer hulle die verbond handhaaf. Maar wanneer hulle die verbond verbreek in ongehoorsaamheid, dan is die teenspoed hulle verdiende loon. En dis presies wat daar in Ai so duidelik afgespeel het. Kom ons lees nou hoofstuk 8. Die verhaal, die hele hoofstuk 8 begin, die grootste deel gaan oor hoe hulle die stad Ai inneem. Dis 'n vertelling van hoe die veldslag gebeur het, wat 'n strategie daar was, hoe die Here hulle laat aanval het. Ek gaan dit nie lees nie. Gaan lees dit gerus by die huis. Dis regtig 'n mooi uiteensetting van hoe daai veldslag plaasgevind het. In hoofstuk 8 wil ek stil staan by dit wat gebeur het nadat hulle Ai ingeneem het. En daarom lees ek van vers 30 af. Joshua 8 van vers 30. Daarna het Joshua op Ebalberg 'n altaar gebou vir die Here, die God van Israel. Soos Moses, die dienaar van die Here, die Israeliete beveel het, en soos dit geskryf staan in die wetboek van Moses. 'n Altaar van ongekapte klip waarop daar nie 'n ysterwerktuig gebruik is nie. Hulle het brandoffers vir die Here op die altaar gebring en ook maaltydoffers geoffer. Joshua het daarby op die klippe 'n afskrif aangebring van die wet van Moses.
En hy het dit voor die oë van die Israeliete neergeskrywe. Die hele Israel, sy leiers, sy beamptes en sy regters het daar weerskante van die ark gestaan voor die Levitiese priesters wat die verbondsark van die Here dra. Vreemdelinge sowel as burgers was daar. Een helfte het reg oor Gerizimberg gestaan en die ander helfte reg oor Ebalberg, soos Moses, die dienaar van die Here, vroeër beveel het, toe hy bepaal het dat die volk Israel die seën moet ontvang. Daarna het Joshua alles wat die wet sê, die seën sowel as die straf, voorgelees, net soos dit geskrywe staan in die wetboek. Daar was nie een woord van alles wat Moses beveel het, wat Joshua nie voor die hele gemeente van Israel voorgelees het nie. Die vrouens en die kinders en die vreemdelinge wat tussen Israel gebly het, was by. Dit is die woord van die Here. Ek wil net eers kyk, vertel presies wat daar gebeur het, en dan kyk ons verder na wat die betekenis daarvan is. Na die oorwinning oor Ai, onderbreek Joshua hierdie militêre opmars om die land in besit te neem. Hy onderbreek dit eers, en dan gaan hy na 'n vallei toe, tussen twee berge. Kom, kyk op die kaart. So. Ek hoop julle kan sien, die groen kol, regs onder, dis waar Jerigo is. Daarvan het hulle opgetrek, en by die rooi kol, dis waar Ai is, waar hulle teen Ai oorwin het uiteindelik. Eers moes vlug en toe oorwin. En dan gaan hy noord, daar deur die berge, deur die valleie deur, gaan hy heeltemal noord toe. Daar bo, Sichem is die dorpie, wat lê reg tussen Gerizimberg aan die een kant en Ebalberg aan die ander kant. Hierdie twee berge is so 1,5 kilometer uit mekaar uit. Dis 'n besonderse plek. Dis presies daar in Sichem, waar die Here die eerste keer vir Abraham gesê het, hierdie land is dit wat ek vir jou gaan gee. Dit is ook daar, ja, waar heel wat later van Israel se geskiedenis afspeel, het ek nou nie daarby vassteek nie. Hulle sê die akoestiek in daai vallei is besonders goed. As jy op die een kant van die berg staan en praat, dan hoor jy jou sommer baie maklik aan die ander kant. Op daai Ebalberg, dankie, jy kan maar. Dis juis op die Ebalberg, die een, waar Joshua dan 'n altaar bou. Hy bou daai altaar presies soos wat Moses voorgeskryf het. En op die altaar skryf hy maak hom wit, en dan skryf hy die hele wet van Moses, skryf hy op die altaar, presies soos wat hy gesê het. En dan aan weerskante van die vallei, laat hy die volk staan. Met die ark as 'n verbond van God se teenwoordigheid reg tussen hulle. Hulle staan dus so om God, kan jy sê. Almal was daar, die hele volk. Die mans en die vrouens en die kinders, die regters en die beamptes en die leiers, die vreemdelinge soos Rahab en haar familie, almal was daar, want almal van hulle word in besonder geraak met dit wat hier nou gaan gebeur. In die offers, en in dit wat hulle hier verder gaan doen, is dit asof God weer herbevestig om te sê, dit is ons verbond. En die volk wat instem om te sê, ja, dis ons verbond. U verbond met ons. En weet jy, as ons mooi verstaan wat hier gebeur, dan gaan daar soveel goed oop, dat jy verstaan die verhouding tussen God en Israel, reg deur die Ou Testament, word hieruit verduidelik. Trouwens, selfs die verhouding wat God nou nog met Israel het, kan jy verstaan en snap as jy verstaan wat hier gebeur het daardie dag. En natuurlik as ons verstaan wat hier gebeur het, staan ons verwonderd oor Christus. Goed. Om te verstaan is dit nodig om te gaan kyk, wat het Moses gesê hulle moet doen? Dit word nie als hier herhaal nie, maar kort word hier gesê dat Joshua het presies gedoen wat Moses gesê het. So kom ons gaan kyk, wat het hulle gedoen? Kom ons blaai na Deuteronomium 27 toe. Ek lees van vers 4 tot 8. Nadat jy deur die Jordaan getrek het,
moet jy die klippe waaroor ek nou net opdragte gegee het, op Ebalberg opstapel en moet jy hulle met kalk afwit. Daar moet jy 'n altaar bou vir die Here jou God. Jy mag die klip nie kap nie. Jy moet die altaar vir die Here jou God bou van onbewerkte klip en daarop moet jy jou brandoffers aan die Here jou God offer. Jy moet jou maaltydoffers offer en dit daar eet en bly wees in die teenwoordigheid van die Here jou God. Jy moet hierdie hele wet duidelik leesbaar skryf op die klippe wat jy opstapel. Tot sover. Dit is wat Joshua presies gaan doen het. Daar waar God die land vir Abraham gewys het en daar waar Abraham sy eerste altaar gebou het om God te aanbid. Hy bou die altaar soos Moses geskryf het. Sonder werktuie van mense daarmee. Dit is 'n altaar gebou met die gawes wat God gee. Alles van hom af. En dan skryf hy die hele wet daarop. En dan offer hulle namens die hele volk. Dit is die volk se offers wat op die altaar gebring word. In groot blydskap. Jy kan jou hulle vreugde indink. Hulle is uiteindelik in die land na soveel jare se verwagting en se hinkering daar. Hulle is hier en die Here is besig om dit vir hulle te gee. Die dankbaarheid, die vreugde, die verwondering oor God se getrouheid. Joshua gaan toe verder. Ek lees van vers 12 af in Deuteronomium 27, net vers 12 en 13. Wanneer julle deur die Jordaanrivier getrek het, moet die volgende stamme op Gerizimberg gaan staan. Simeon, Levi, Juda, Isaskar, Josef en Benjamin. Hulle moet die volk seën. En die volgende stamme moet op Ebalberg gaan staan. Ruben, Gad, Aser, Zebulon, Dan en Naftali. Hulle moet die straf aankondig. Die volk word opgestel in twee groepe soos 'n dialoog met God reg in die middel. Die ark van God as 'n simbool van sy teenwoordigheid. Een klomp teen Gerizimberg en die ander klomp teen Ebalberg. Die dialoog beginne met 'n hele reeks vloeke. 'n Vloek oor elkeen wat die wet van God sal oortree. En na elke vloek moet die volk instem. Hulle moet dit aanvaar, hulle moet dit bevestig deur te sê amen. Dit is waar en seker, ons eien dit onsself toe. Ons neem die vloek op onsself as ons sou sondig. Ek gaan nou nie al hierdie vloeke voorlees nie. Kyk vlugtig, maar vers 15 tot 26. Kom ek som op. Daar is 'n vloek op elkeen wat 'n afgodsbeeld maak en dit vereer. Of wat van sy buurman steel, of wat 'n blinde verlei, of wat onreg pleeg teen vreemdelinge en wese. Daar is 'n vloek op 'n hele reeks seksuele sondes, op moord, op die aanvaarding van omkoopgeld. En uiteindelik, asof jy dink daar is een wat jy kan vryspring, daar is 'n vloek op elkeen wat enige een van God se wette verbreek en ongehoorsaam. Een na die ander word hierdie vloeke uitgespreek en die volk beamoed dit, stem daartoe in, aanvaar die gevolge daarvan as iemand ongehoorsaam sou wees. Die vloeke is die verdiende loon op ongehoorsaamheid. Maar dan skuif die dialoog weer na die ander kant toe. Van Gerizimberg af. Die seëninge van God word afgekondig vir wanneer iemand sy verbond sou handhaaf en sou onderhou en gehoorsaam wees. In Deuteronomium 28 lees ek die eerste 2 verse. As jy goed luister na die Here jou God en jy gehoorsaam al sy gebooie wat ek jou vandag gee en jy lewe daarvolgens, sal die Here jou oor al die nasies van die aarde stel. As jy luister na die Here jou God, sal al hierdie seëninge oor jou kom en jou lewe verryk. En dan spreek hy een na die ander dinge uit oor hoe hulle seën sal ervaar. Waar hulle ook al bly, in die veld of in die stad, daar sal hulle geseënd wees. Hulle sal groot oeste hê op die landerye en met hulle veekinde. Hulle sal 'n groot nageslag hê, vyande sal voor hulle wegvlug. Alles wat hulle aanpak, sal deur God geseën word.
Vers 9 byvoorbeeld. As jy die gebooie van die Here jou God gehoorsaam en sy wil doen, sal hy jou in stand hou as sy heilige volk, soos hy met 'n eed aan jou beloof het. En dan gaan die dialoog weer terug na die ander kant toe, na Ebalberg toe. Dan word die strawwe afgekondig weer. Deuteronomium 15 verder. Ek lees vers 15. As jy nie luister na die Here jou God nie, en jy gehoorsaam nie al sy gebooie en voorskrifte wat ek jou vandag gee, en jy lewe nie daarvolgens nie, sal al hierdie strawwe oor jou kom en jou tref. En dan word daai strawwe een na die ander gegee in groot detail. Oral waar hulle bly of gaan, sal daar 'n vloek op hulle rus. En op hulle nageslag ook. Hulle oeste sal misluk. Hulle sal een pes na die ander plaag sal hulle tref. Droogtes en oorloë, totdat hulle uitgeroei is. Alles wat hulle aanpak sou misluk, wanneer hulle die verkeerde dinge sou doen, en God sou verlaat. Ja, luister, hou net aan en aan en aan. Vers 45. Al hierdie strawwe sal oor jou kom. Hulle sal jou tref en by jou bly totdat jy uitgeroei is, omdat jy nie na die opdrag van die Here jou God geluister het en nie sy gebooie en voorskrifte wat hy jou gegee het gehoorsaam het. Vers 64 en 66. Die Here sal jou verstrooi onder al die volke, oor die hele aarde. Daar sal jy ander gode dien wat jy en jou voorvaders nie geken het nie, gode van hout en klip. Onder daardie nasies sal jy nie vrede vind nie, nie eers 'n rusplek vir jou voete nie. Die Here sal jou deur 'n hart, die Here sal jou daar 'n hart vol angs gee, oë wat ingee, 'n lewe wat wegkwyn. Jou lewe sal in 'n draadjie hang, jy sal dag en nag in vrees lewe, jy sal jou lewe lank onveilig wees. Dis wat die verbond van God met sy volk aangehou het. Ontsettende verantwoordelikheid. Maar ongekende genade. Ongekende genade. As jy na al twee kante luister, dan moet jy weet, jy het te doen met die almagtige, allerheilige God. Moenie 'n verhouding met die Here ligtelik opneem nie. En dan kan ons maar gaan kyk in die geskiedenis. Ons vind dit reg deur die Ou Testament en daarna. Oorvloedige seëninge van voorspoed en van verlossing soos by Jerigo. Maar vernietigende strawwe en nederlaag soos daardie eerste keer teen Ai. Hierdie verbond wat God daar gesluit het, is soos die een met Adam en Eva 'n werkeverbond. Dit wat jy doen, sal die uitkoms bepaal. En hoe hartseer dat Israel so klaaglik misluk het. Aanvanklik was hulle getrou in Josua se tyd, maar gou daarna, net in die volgende geslag, rafel alles uit. Gaan lees maar in Rigters. Dat toe Joshua dood is en die manne saam met hom was, het die kinders nie meer geweet van die groot dade wat God gedoen het nie. Hulle het dit nie eers oorgedra aan hulle kinders nie. Dan is daar tye van uitermate voorspoed, soos in Dawid se koningskap. Maar aan die einde van Salomo se lewe en daarna, dan is dit maar 'n wipplankryëry wat al hoe laer en al hoe slegter gaan. Hier en daar 'n oplewing, maar uiteindelik weer wegdraai van God af agter die afgode aan. Uiteindelik is daar selfs die herhaalde waarskuwings en die oproepe van God se profete tot bekering wat in die wind geslaan word. God wat geminag word. Kan jy dan verstaan dat God by 'n punt kom en sy vloeke en sy strawwe uitvoer? Dat daar 'n tyd kom wat hy hom totaal van hulle onttrek en sy volk afgee in die dood van ballingskap. Daar waar hulle nageslag, meeste van hulle nog steeds is, verstrooid tussen al die lande van die wêreld. Keer op keer maar weer onder verdrukking. Vandag nog steeds. Nou moet ons nie hierdie deel verkeerd verstaan.
asof dit nou die voorspoedsgodsdiens wil verkondig, wat vandag se tyd soveel mense op 'n valse dwaalspoor weglei nie. Ons praat hier van hele ander bedeling. Voor die uitstorting van die Heilige Gees, hier waar God nog op 'n baie meer materiële manier met die mense werk, om vir ons materieel te wys wat hy geestelik verduidelik in die Nuwe Testament. Ons praat van 'n tyd nog voor Christus, voordat Christus die verbond volledig en gehoorsaam volmaak kon uitvoer. Maar wat wel waar is, en dit bly vir altyd waar, ook vir jou en vir my, en dat is dat God ons nie oordeel volgens ons mooi praatjies en ons wonderlike voornemens nie. Hy oordeel ons volgens ons dade, volgens wat ons doen. Dit bepaal sy oordeel. Dis tog presies wat ons lees in Openbaring 20 vers 13, voor die regterstoel van God. As ons daar voor hom kom staan, en elke mens sal voor hom staan, dan word die boek van ons lewe oopgemaak. Dan oordeel God oor dit wat ons gedoen het. Elkeen. Geen uitsonderings nie. Al ons sondes, elke sonde, verdien die verdiende loon, God se straf, die ewige helse dood. So was dit vir Israel destyds in Kanaan, so is dit met hulle vandag, en so is dit met my en met jou ook vandag, tot aan die volëinding van die aarde. Kan jy jou indink dat jy voor hierdie God moet staan met al jou sondes, en elke verkeerde gedagte word oopgemaak, en dit bepaal die uitkoms. Ons het te doen met die allerheilige, almagtige God. Dis nie sommer speletjies hierdie nie. Soos Israel daar staan in hierdie vallei, moet ons weet, so sal ons voor God staan. Maar een ding moet ons nie miskyk nie. En dis die wonder van hierdie gedeelte. Die sleutel om God se barmhartigheid en sy genade en sy verlossing te kan raak sien. Joshua moes 'n altaar bou op Ebalberg. Met klippe waarin 'n mens se hand nie gevat het. Net dit opstapel. Op Ebalberg. Daar die plek van waar God se vloek en sy straf verkondig word. Daar in die middel van God se oordeele oor ongehoorsaamheid en oor minagting, daar in hierdie sondige omgewing, daar word daar offers aan God gebring. Offers wat uiteindelik heenwys na die lam van God wat geslag sou word om hierdie volk en elke een wat in hom glo van hulle sondes te verlos. Die altaar is nie op Gerisimberg opgerig om vanuit 'n plek van gehoorsaamheid en seëninge die Here te wil dien nie. Geen mens kan God ontmoet in hoogmoed en in geregtigheid, eie geregtigheid nie. Ons moet weet. Ons ontmoet hom op Ebalberg. Vanuit die verdoemenis van sonde, die oproep in sonde nood, tot God se barmhartigheid, en tot sy genade. En dan verhoor God hierdie gebed. Dis waarom hy hulle dit laat bid. Want dit is nog altyd sy verlossingsplan. Uit die verworpenheid en uit die dood van ballingskap bring hy 'n oorblyfsel van hulle terug na hierdie land toe, sodat daar uit hulle die beloofde Messias gebore sal word. Die een waarin hulle verlossing sou vind, en ek en jy net so. In hom, van wie die offers op Ebalberg geprofeteer het, is daar verlossing van elke vloek en elke straf op sonde. In hom word al die seëninge van die hemel gegee aan elkeen wat in hom glo en in lewe
geloof voor hom lewe. Geloof wat in dade uitgeleef word. Soos Rahab haar lewe op die spel geplaas het toe sy daai verkenners in Jerigo beskerm het. Alle mense, ook ek en jy, is vasgevang in die vrot van ons sondige natuur. Almal van ons staan in hierdie spervuur van God se vloek en sy straf op ongehoorsaamheid. Maar saam met ons en tussen ons staan God se gestuurde lam, Jesus Christus, om ons sondes op hom te neem. Om al God se vloeke en sy strawwe wat vir my en vir jou bedoel is, op hom te neem en dit te verduur en te oorwin. En vir elkeen wat uit sonde nood uit na hom toe draai en uitroep in geloofsvertroue aan hom vasgryp, skenk hy volkome verlossing. Verlossing sodat daar in hierdie lewe, nou al en vir ewig, nooit meer 'n vloek of 'n straf op sonde is vir God se kinders nie. Geen veroordeling meer vir hulle wat in Christus is nie, want hy het ons oor veroordeling op hom geneem. Daarom is daar vir gelowiges geen vrees vir God se oordeel nie. Dis met jubelsange wat ons in hierdie spervuur inloop. Want ons weet, ons loop nie daarin met ons sonde aan ons nie. Christus het dit op hom geneem. Ons loop in God se spervuur in met die geregtigheid van Jesus Christus. En ons ontvang dit omdat ons glo. In hierdie lewe ly ons nog onder die gevolge van die sonde, dis waar. Ons eie sonde, ander mense se sonde, die algemene sonde verval van die wêreld. Maar weet vir een ding absoluut seker. Vir die gelowige in Jesus Christus is niks wat ek en jy hier ooit mag belewe, iets te doen met 'n vloek of 'n straf. Daarmee het Christus klaar gespeel. God eis volkome gehoorsaamheid. En daarvoor gee hy die asemrowendste seëninge. Maar ongehoorsaamheid kry sy verdiende loon in die vloek en in die straf van God. Maar in ons totale verlorenheid kom Jesus Christus om ons sondes op hom te neem. Die vloeke en die strawwe te verduur en te oorwin. Sodat elkeen wat in hom glo verlos word. Ons ongehoorsaamheid lei nog steeds tot vloek en straf. Maar op Jesus, in ons plek. God sien niks oor nie. En in plaas van straf ontvang ons die absolute seëninge. Hy het ons geseën met al die seëninge van die hemel. Absolute genade, omdat jy vasgryp aan Jesus Christus. Jesus Christus, die lam van God, ons verlosser, ons Here, ons middelaar, gryp aan hom vas. In Jesus Christus sluit God met ons 'n nuwe verbond. In die plek van daardie ou werke verbond, bring hy 'n nuwe verbond. 'n Nuwe verbond vir elkeen wat in Jesus Christus glo. 'n Genadeverbond, wat absoluut uit genade gegee word. Wat niks meer vra as net 'n aktiewe vashou en glo en vertroue op God alleen nie, op Jesus Christus. En dan gee hy in hierdie nuwe verbond die asemrowendste beloftes van volkome verlossing deur die geskeurde liggaam van ons offerlam.
deur die reiniging wat sy lewensbloed oor ons lewens bring. In 'n nuwe lewe wat uit deur die Heilige Gees in ons werk. Geen vrees, geen swaard van vloeke en strawwe wat oor ons koppe hang nie. Vrede by God wat alle verstand te bowe gaan. Sal ons dit nie vier nie? Sal ons lewe nie 'n absolute jubeling van vreugde en blydskap wees nie? Natuurlik. En hy roep ons gereeld op om te sê, kom vier dit saam. Volgende week doen ons juis dit met die nagmaal. Waar ons juis hierdie nuwe verbond met die tekens wat hy gee, vier in herinnering en in verwagting. En daarom wil ek jou oproep. Ek wil jou vir 2 dinge oproep. Een is, as jy in Jesus Christus is, kom vier dit volgende week. Maar berei jou voor daarvoor. Want om net te kom, dan is dit brood en wyn alleen. Dis juis wanneer ons reg voorberei, soos wat hy gesê het, reinig julle, want die Here gaan groot dinge onder julle doen. Reinig jou in die week, berei jou voor vir hierdie ontmoeting en vir hierdie feesviering in die Here. Gaan staan in jou gedagtes in die eerste plek, gaan staan in jou gedagtes in die teenwoordigheid voor daardie Ebalberg. En luister en hoor die vloeke, die strawwe, wat jy eintlik verdien. Ons moet ons nood besef, ons totale afhanklikheid. Dit is juis ons sonde besef wat ons na God toe bring en ons na hom toe hardloop. Maar kyk dan in jou gedagtes en kyk op en sien daar die altaar op Ebalberg. Sien God se offerlam wat vir jou geoffer word daar aan sy offerkruis. Om volkome verlossing te bewerk van al jou sonde, van al jou ongeregtigheid, wat jou totaal en heeltemal en geheel en al verlos van alle strawwe en alle vloeke. Ja, en draai dan jou gedagtes na Gerizimberg se kant toe. En hoor en besef die seëninge. Die seëninge wat die Here deur die Heilige Gees in ons gee. Staan in verwondering, in verbasing. God se genade, God se liefde, God se barmhartigheid vir jou en vir my. Laat dit ons dan opborrel van opgewondenheid. Reinig jouself hierdie week. Besef met wie ons te doen het. En kom dan. En kom ons vier fees oor hierdie wonderdaad wat God bewerk het in Jesus Christus. Amen. Ek gaan jou kans gee vir 'n kort stil gebed en stil gesprek met die Here. En daarna gaan ek ons voor. Onse Vader in die hemel. Here, wil U deur die woord ons tot stilstand ruk. Help ons om te besef wat ons regtig verdien. Here, ons is so gewoond daaraan
van die verkondiging van verlossing dat ons vergeet dat dit vir ons alledaags word en ons vergeet van hoe groot ons nood regtig sou wees. En dat ons daarom so min verstaan van hoe wonderlik die verlossing is. Help ons om te besef waarvan ons verlos is. Here, U kan harte aan die brand steek. Doen dit met ons. En bring dan oor ons in ons sondenood hierdie lafenis, hierdie totale verligting van vergifnis in Jesus Christus. Daardie blydskap wat net nie kan stil bly nie. Daardie blydskap wat mens wil deel met ander sodat hulle ook daarvan mag kry as U hulle sou gryp. Help ons om hierdie wonder van verlossing nie vir onsself te hou nie. Gee ons die geleenthede en laat ons dit dan deur U Gees gedryf word om dit te benut op die regte manier, op die regte plek. Ag Here, in ons blydskap wil U ons dan juis met U Gees voorgaan, dat ons sal lewe as U kinders, soos wat U wil hê ons moet lewe. U weet in ons sondige aard, hoe sukkel ons daarmee. Kom ons tegemoet, Here, want U sê self, hoe meer ons onder die heerskappy van die Gees lewe, dan kan ons die begeertes teenstaan, dan kan ons sondige natuur oorwin. In U krag, in die heerskappy van die Gees, bring ons al meer en meer en meer onder U bevel, dat ons gehoorsaam sal wees, dat die ou duiwel en die sonde van ons sal wegvlug. Help ons in hierdie week, Here. Help ons wanneer ons voor U kom staan voor Ebelberg. Moenie van ons dit weerhou nie. Kastei ons. Laat ons die nood ervaar. Maar help ons om dan nie in moedeloosheid, in hooploosheid te verval nie. Maar help ons om juis dan die wonderlike te sien van Christus. Met 'n geloof wat U in ons werk. Dat ons oorbluf sal staan, dat ons sal jubel en sal juig, en dat ons dan met nuwe ywer sal lewe as U kinders. Dit vra ons in Christus alleen. Amen.